Here, vir alles wat U vir ons doen, sê ons vir U dankie. En dankie dat U vir ons hande gee wat vir U iets kan teruggee. En dankie dat U dit altyd aanvaar van ons af. Mag U naam verheerlik word, want ons God is groot. Amen. Die teks vanoggend is uit 2 gedeeltes in die boek Daniël. Die boek Daniël. Daniël het nog dieselfde tyd geleef as die profeet Jeremia. Maar Daniël was natuurlik in Babel geweest, Jeremia was in Israel, die beloofde land, wat nie meer die beloofde land was nie. En Daniël en sy vriende is dan daar in Babel, onder koning Nebukadneser. Ek gaan nie die hele gedeeltes lees nie, ek wil net graag 'n paar gedeeltes uitlig. Uit Daniël 1, vers 3, die koning het Aspenas, die Rapsaris is maar net die gouverneur in die beheer van die paleis, toe aangesien om die Israeliete, die koninklike familie en die vernames, jong seuns te bring, aan wie daar nie enige liggaamsgebrek is nie, wat 'n goeie voorkoms het, wat insig in alle soorte wysheid het, wat oor kennis en goeie oordeelsvermoë beskik, en wat in staat is om die paleis van die koning te dien, en in die skrif en die taal van die Galdeërs onderrig te word. Dit is nou wat ons vandag ken as Aramees, die taal wat Jesus gepraat het, ook waarskynlik in sy tyd. Vir hulle het die koning volgens die vereistes van elke dag, van die koningse kos en van die wyn wat hy gedrink het voorgeskryf, sodat hulle vir 3 jaar lank opgevoed kan word, om aan die einde daarvan in diens van die koning te kan staan. So julle sien, hulle kry 'n 3 jaar graad. Onder hulle was daar die Judeërs, Daniël, Hanania, Misael en Asaria. Julle sal onthou, ons het altyd gepraat van saalsak, meelsag en appeltjie 1 oog. Maar die toesighouer oor die paleisamptenare, dit is nou die Aspenas, het hulle name vervang. Daniël het hulle Belsasar, Hanania het hy Sadrag, Misael het hy Mesach en Asaria het hy Abednego genoem. Ek sal net 'n bietjie iets oor die name sê. Daniël was egter vas van voorneme dat hy homself nie sou besoedel met die koningse kos en die wyn wat die koning gedrink het. Met ander woorde, hy het gesê, hy sien nie kans vir hierdie ryk kosse nie. En hy het hom toe tot die toesighouer oor die paleisamptenare gewend en gevra of hy dat hy homself nie moet besoedel nie. God het gesorg dat daar by die toesighouer oor die paleisamptenare 'n goeie gesindheid en 'n ontferm. Waarom moet hy sien dat julle gesigte maarder is as die van die ander jong seuns van julle ouderdom? Julle sal maak dat die koning my kop eis. Daniël sê toe vir die oppasser wat die toesighouer oor die paleisamptenare is, oor hom, Daniël, oor Hanania, Misael en Asaria aangestel, toets asseblief u dienaars net 10 dae lank. Hulle moet ons net van die groente gee, sodat ons dit eet, en net water om te drink. En laat u dan in u teenwoordigheid ons voorkoms en die voorkoms van die ander jong seuns wat die koning se kos eet, vergelyk word. Handel dan met u dienaars volgens wat u sien. Hy het toe na hulle geluister en hulle vir 10 dae getoets en toe het hulle baie beter gelyk, as wat die ander mense gelyk het wat die koning se kos geëet het, en toe kon hulle aanhou natuurlik om die groente en die water te drink. En hierdie vers 17, hierdie jong seuns, hulle 4, aan hulle het God oordeelsvermoë gegee. Met ander woorde, hulle kan onderskei tussen goed en kwaad. En dis hoekom ek die Genesis teks net uit die wet gekies. Want hulle het met ander woorde oordeelsvermoë gehad, sodat God gesê het, die mens nou soos ek geword het, ek kan onderskei tussen goed en verkeerd. En oor alle insig in allerlei geskrifte en wysheid. Daniël kon ook visioene en drome begryp. Aan die einde van die tydperk wat die koning bepaal het, met ander woorde na die 3 jaar, dat hulle ingebring moes word, het die toesighouer oor die paleisamptenare hulle voor Nebukadneser gebring. Die koning het met hulle gepraat, en onder hulle was daar niemand gevind, soos Daniël, Hanania, Misael en Asaria nie. Hulle het by die koning in diens getree, en in verband met enige saak wat wysheid en insig geverg het, en waaroor die koning hulle uitgevra het hy hulle 10 maal beter gevind, as al die waarsêer priesters en golaars in sy hele koninkryk. Dis als gedeelte uit Daniël 1. Dan uit Daniël 3 uit, julle onthou, Nebukadneser laat bou 'n beeld, 'n afgodsbeeld van 30 meter hoog, so dis nogal 'n bietjie groot, van wat hy met goud oorgetrek het en alles, om te wys hoe groot koning hy is en magtig hy is, en hy het gesê, al die volke in sy land moet voor hierdie afgod buig en hom aanbid, sodra daar die heraut, is die ou wat die goeders blaas, die horings blaas, die rietfluit, die sieters en hart. So ek wil by vers 5 begin. Sodra julle die geluid hoor van die horing, die rietfluit, sieter, lier en harp,
in harmonie. Ja, al die musiekinstrumente, met ander woorde 'n hele orkes, moet julle neerval en eer betoon aan die goue beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. Wie ook al nie neerval en eer betoon nie, sal dadelik, belangrike woord, binne in die vlammende vuuroond gegooi word. En dan onthou julle, Sadrag, Mesach en Abednego sluit dan maar hulle gaan nie buig voor hierdie beeld nie, en dan word hulle aangekla by die koning dat hulle nie wou buig voor die koning se beeld nie. Daar word gesê in vers 12, daar is Joodse manne, Sadrag, Mesach en Abednego, vir wie oor die administrasie van die provinsie Babel aangestel het. Hierdie manne het hulle nie aan die bevel, o koning, gesteer nie. Hulle dien nie die gode nie en betoon nie eer aan die goue beeld wat die mense was wat die hoogste gesag uitgedaag het. Nou dan word Nebukadneser word verskriklik kwaad en hy sê, nou, as julle bereid is, en hy gee hulle weer 'n kans, hy sê, as julle bereid is om, sodra julle die geluid hoor van die horing, rietfluit, siter, liter en harp in harmonie, ja, al die musiekinstrumente, en dan neer Abednego daar in te gooi, nou toe met hulle klere, hulle mantels, broeke en tulbande vasgebind en binne in die vlammende vuuroond gegooi. En as gevolg het vasgebind binne in die vlammende vuuroond geval. Toe skrik Nebukadneser, spring vervaard op en vra vir sy raadsman, het ons nie 3 manne binne in die vuuroond gegooi nie, terwyl hulle vasgebind was nie? Hulle antwoord toe, ja, beslis, en hy antwoord, Nebukadneser sê, kyk, nou sien ek 4 manne los rondstap. As iemand iets godslasterlik sê teen die God van Sadrag, Mesach en Abednego, dan moet sy ledemate afgekamp word, sy hande of sy voete of so, en sy huis moet te vullis word, maar daar is nie 'n ander God wat so kan verlos nie. Net tot sover die dele dan uit die Bybel wat ons vanoggend saam lees. Ek is seker daarvan, ons het al almal te doen gekry met die uitdrukking, as jy lojaliteit soek, kry vir jou 'n hond. En dit het daarmee te doen dat ons dink dat jy waarskynlik lojaliteit geen teenprestasie hoef te gee vir lojaliteit. En daarom sê jy kan kry, die lojaliteit van 'n hond leer vir ons dat jy altyd lojaal moet bly, selfs as koppiebaas jou, of vergeet hy om vir jou kos te gee, dat jy altyd sal onthou, lojaliteit is vir die Here belangrik. Ek dink ons leef in 'n wêreld wat ons nie meer lekker verstaan nie. Vroeger dae kon jy 'n transaksie sluit met 'n handskud. Jou ja was jou ja, jou nee was jou nee. Almal het geweet wat gaan. Maar in ons dag het mense se woorde klakkeloos geword sonder inhoud. Ons leef in 'n wêreld waarin ons gedruk word om wêreldse norme en wêreld se idees en waardes na te jag. 'n Wêreld wat ons druk om saam te gaan, eerder as om teenstand te bied. Moenie standpunt inneem nie, moenie anders wees nie. In wese gaan dit daaroor wat die apostel Paulus dan vir ons skrywe, as hy vir ons sê, julle moenie aan die wêreld gelykvormig word nie. Let wel die woordjie gelykvormig, dieselfde manier van doen, dieselfde vorm te hê nie. Dit gaan nie oor die vorm nie, maar dit gaan oor die evangelie, oor die inhoud wat in daardie vorm is. Ons het in Afrikaans pragtige uitdrukkings wat dit uitbeeld. Ons praat van 'n wolf in skaapsklere. En daarmee praat ons van iemand wat jy verwag jou goedgesind moet wees, maar eintlik daar is om jou uitmekaar te skeur. Ons het die uitdrukking wat sê, ons smeer iemand heuning om die mond, bedoelende mooi praatjies, dink jy kan jou iewers te kry. Dit moet jou beter te laat voel, maar intussen is daar 'n ander agenda agter hierdie woorde. En dis presies hoe Daniël en sy vriende moes voel. Weggevoer na Babel, die simboliese teenpool van die beloofde land. Die land van vreemde gode, vreemde maniere, vreemde kos, vreemde gebruike. En al 4 van hulle kry 4 nuwe name, 'n nuwe opvoeding, 'n nuwe identiteit wat die koning op hulle probeer afdwing. Maar dis uit hierdie laaste maar is dit die laaste sê wat hulle oor hulle gesê is? Nee. Want jy sien, God werk anders. God kan 'n vorm vul, enige vorm, nog steeds met sy gees en sy lojaliteit teenoor ons.
Het gaan oor die innerlike oortuigings van wie ons is en aan wie ons behoort. As ons kyk na Daniël 1, dan het ons hierso die begin van loyaliteit in die klein, eenvoudige, alledaagse dingetjies. Eet en drink. Dit word 'n teenpool, Babel word hier 'n teenpool eintlik van die skepingsverhaal. Dis die verhaal van die plek wat vir ons begin, dat ons eenheid met God begin by 'n tafel. As die Bybel begin praat oor ons skepping, dan praat hy van kops. As die Bybel eindig oor die nuwe skepping in Openbaring 21, dan praat hy oor kops. 'n Feesmaal wat vir ons voorgelê word. Maar Daniël besluit, ek gaan nie die koning se kos eet nie. En oppervlakkig klink dit dalk nie belangrik nie. Tot 'n mens die skrif met die skrif vergelyk. Ek wil hê julle moet terugdink aan Genesis 1 vers 29 en 2 vers 16. Wat is God se edendieet wat hy vir die mens voorskryf? Die eerste mens eet net dit wat God voorskryf. Plante, sade, vrugte. Hoekom? Want dit is direk gekoppel aan die skepping van die mens as God se verteenwoordiger. God skep ons as verteenwoordiger oor sy aarde, oor die versorging van die aarde. Wanneer daardie voorskrif verander in Genesis 9, wanneer Noag uit die ark uitkom, dan sê God, ek gee nou ook vir julle nie net oordeel oor wat die aarde kan voortbring nie, maar ook oor die lewe van ander mense en die lewe van diere wat ons dan kry in Genesis 8 en 9. En wat doen Daniël en sy vriende? Hulle vra vir 'n dieet wat hulle identifiseer as verteenwoordigers van God. Ons wil anders wees, want ons wil God verteenwoordig, selfs in die ballingskap, in die koninklike paleis waarin ons is. Ja, daar in die koninklike paleis van Nebukadneser, met hulle Galdeese name, wat hulle Joodse name vervang het, wil hulle steeds sê, dit maak nie saak wat jy my noem nie, maar ek weet wie ek is. Ek is 'n verteenwoordiger van God. As jy gaan kyk 'n bietjie daar in Daniël, as jy die name van hulle Hebreëse name gegee word, dan word daar eers gepraat van Daniël. Nou Daniël is die woordjie dien, wat regter is, en El, wat beteken God is my regter. En dan het ons die naam Misael, wat beteken, wat 'n vraag eintlik is, wie is soos God? En dan het ons Hanania, of Hanania, en dit is, die Here is genadig, en dan het ons Asaria, die Here, of dan Jahwe, die ja aan die einde, die Here sal help. En gaan kyk 'n bietjie mooi in die volgorde waarin hierdie name genoem word. Die name word nie sommer net opgenoem op 'n sekere manier nie. Daar's 'n spesifieke volgorde wat dit sê. En die spesifieke orde sê, dit gaan daaroor, God is die regter. God is die laaste een, die laaste sê het. Wie is hy? Hy is die een wat genadig en barmhartig is. Net deur die name het die Bybel alreeds vir ons 'n hele preek gegee. En terwyl hulle daar is, kies hulle dan vir hierdie dieet. Ek kies vir 'n dieet wat vir my sê, ek weet wie's God. Ek weet hy's genadig en barmhartig. Ek is bereid om by hom te staan. En daarom my punt is, loyaliteit begin nie by groot dade nie. Loyaliteit begin nie met 'n TikTok ding wat miljoene stemme trek nie. Dit begin by die eenvoudige dinge. By die toegewydheid van 'n toegewyde en loyale hart. Dit bring ons by ons daaglikse keuses, by integriteit, wanneer niemand kyk nie. Dit bring ons by die kombuiskeuses, wanneer jy daar in jou hart, wanneer jy moet kies tussen wat sal ek of sal ek nie. In die klein eenvoudige dinge, sê Daniël, ek word nie gevorm deur wat op my afgedwing word nie. Ek word gevorm deur wat in my is. Die Here wat in my bly. Deur die Heilige Gees wat deur my en in my leef. Dan kan ek gaan standpunt inneem. En daarom in Daniël 3 kry ons dan die loyaliteit word dikwels bepaal in die vuur. Jy kan net 'n ding toets wanneer jy dit onder stres sit. Wanneer 'n ding bedreig word, wanneer 'n ding gevra word, maar kan dit werk? Kan jy dit eers gaan sê, dit kan werk nadat jy dit getoets het. En daarom, die wêreldse leiers bou beelde en vereis van ons om daarvoor te buig. Die musiek begin speel en ons word verwag om soos marionette te dans en te sing met die woorde wat die wêreld verskaf. En dis waar dit van ons ook verwag word dan
om te sê, ja, ek gaan saam, of nee, sover is ek nie bereid om te gaan nie. 'n Baie goeie Nuwe Testamentiese ekwivalent is Johannes 5, wanneer die disippels van die Here Jesus, weet wel die woord disippels word baie uitdruklik gebruik, nie die 12 nie, maar al die meer, 'n groter meerderheid disippels, wanneer van hulle dan by die punt kom en sê, maar nou kan ons nie meer saam met hom gaan nie. Nou sien ons nie meer kans vir hierdie Jesus. Die vraag is of ons dan nie dalk ook by sulke plekke kom, waar ons dan sê, ek sien nie meer kans vir hierdie God nie, vir hierdie kerk nie, vir hierdie godsdienst nie, vir hierdie manier van doen nie. En dan staan daar 3 jong manne op, Sadrag, Mesach en Abednego. En Daniel is nie daarby nie. En dan dink ek, daar is 'n spesifieke rede hoekom Daniel nie daarby is nie. Want wie sou die regter wees hierso? Wat wil die verhaal vir ons vertel? Die regter hier is koning Nebukadnesar. Hy sal die een wat gaan bepaal wat reg en verkeerd is. En daarom kry jy net ook die vraag in die teks, wie is die God wat julle kan red? Dieselfde vraag as wat Sadrag se naam beteken. Né? Misael se naam beteken. En dat ons dan by die punt sal kom, dat ons sal vra, maar luister, wie is die een wat oor ons moet oordeel? Wie is ons regter? Wie is die een wat op die ou einde moet bepaal wat dit of ons reg of verkeerd gekies het? En dan kry jy hierdie 3 jong manne en daar's geen drama nie. Daar's geen vla wat geswaai word of verbrand word nie. Daar's geen gegil en gejil nie. Al wat daar is, ons staan. Ons buig nie en ons sing nie saam nie. Maar ons bly staan vir dit wat ons glo. Ons sal nie buig nie. Dis wanneer lojaliteit met toewyding uitgeleef word. Nou word hierdie, dit bring my by die Heidelbergse Katekismus van die vraag oor lewe en sterwe. Waar lê my troos? Is dit in die Here Jesus of nie? En die oond word 7 maal warmer gemaak. En die hele gedagte van 7 is belangrik hier. Hoekom word 7 maal warmer gemaak? Want toe God die hemel en die aarde skep in 7 dae, toe kyk hy terug en hy sê, dit is baie goed. Hierna 7 maal warm, kyk ons daarna en dan sê ons, maar die ou wat dit laat maak het, se mense gaan dood. Die 7 word 'n simbool van vernietiging, en nie van redding en verlossing, soos wat ons dit in die skepingsverhaal het nie. Ons sien iets daarvan weer klink, dat God op die agtergrond steeds die regter is, die Daniel. En dan gebeur die wonder. Hulle word in die oond gegooi, en Nebukadnesar staan en kyk en hy sê, maar skielik is daar 4. Daar is nie meer 3 nie. En skielik is hulle nie meer vasgebind, maar hulle is los. Hulle loop los rond, daar binne in die vuur. Dit wat Nebukadnesar wou bereik, misluk totaal. En dan kom Nebukadnesar in sy verwondering, hy sê, ek sien nou 4, en een van hulle lyk soos 'n hemelwese. En dan kom die kerkvaders, wanneer hulle hier oor kyk, en dan sê hulle vir mekaar, hierdie hemelwese kan net die Here Jesus wees. Hierdie is vir ons 'n voorbeeld van wat Jesus, wat Petrus later van sê, Jesus wat sou neerdal ter helle. Dat God ook in die hemel ingaan, en mense daar, in die hel ingaan, en mense daar gaan red. Wat die boodskap van hierdie 4 toneel? Ek dink Daniel gryp terug na Genesis 3 vers 24. Toe die mens uit Eden verdryf is, het God 'n vlammende swaard gegee, wat toegang tot God verhinder het. Die vuur word 'n grens. Dit word 'n skeiding tussen God en mens. Die vuur word 'n afstand wat al hoe groter word, hoe meer die mens nie lojaal bly teenoor God nie. Die vuur getuig van 'n toenemende vyhandigheid teenoor God en sy mense. Maar Daniel 3 kom en hy draai dit om. Hy sê, in plaas daarvan die 4 mense weg van God af, kom God in die vuur in. Geen swaard nie. Geen vyhandigheid van God se kant af nie. Geen verwydering tussen God en sy mense nie. Verwydering van God tussen God en mens verval, wat God self ingestel het. Daar in Genesis 3 vers 25. God stap letterlik, deur die vuur van Baal, sodat hy by sy kinders kan uitkom. Die vuur word nie met die oordeel nie, van die loyale kinders van God nie,
maar dit word 'n oordeel teenoor Babylon. En so verstaan Openbaring dan ook hierdie beeld, sodat Babylon dan in Openbaring die slegste plek word, waarin jy kan dink. Jesaja skryf daaroor, en ek dink Jesaja is 'n bietjie later as Daniël, in Jesaja 43, en as hy deur die vuur gaan, sal hy jou nie skroei nie, vlam sal jou nie brand nie. Maar onthou, wat het Sadrag, Mesach en Abednego gegee? Of God ons nou red, of nie, ons sal nie buig nie. Van Eden af gaan ons na die herskepping toe, met ander woorde, van die oorspronklike skepping af, kom ons by die herskepping uit. As 'n groot beweging in die teks, in Daniël 1, na 'n terugkeer van die Eden die eet toe, by alledaagse eet en drink instel. Wat doen Here Jesus as hy ons herskep? Hy bring ons na die nagmaaltafel toe. Hy kom en hy sê, kom deel met my. Kom gebruik die gemeenskap wat ek vir julle gegee. En daarom word hierdie hele teks word eintlik 'n beeld wat vir ons opnuut sê, wat het God in die Here Jesus Christus vir my en vir jou gedoen? Ek het net gepraat van die dal van doodskade weer. Hier is die vure van Babel, van vernietiging. Alles dit word vernietig, gaan te gronde, wanneer Jesus op die toneel verskyn. En daarom al die kerkvaders, Tertullianus, Hippolytus, Augustinus en al die ander, sê reguit vir jou, die man in die vuur, die vierde man in die vuur, is die Here Jesus self. Hy is die een wat by ons instap in die vuur. Cyprianus van Karthago, wat so 248 tot 258, die biskop van Karthago was, het gesê, in daai tyd, toe hulle gevang is en die Christene verbrand is, ons kan in hierdie vuur instap. Wel wetende, God is reeds daar. Ons kan God nie vermy nie. En die Romeine kan ons nie vernietig nie, want God kan selfs die vuur gebruik. Jesus kom en hy breek die skeidsmuur af, wat die vlammende swaard by die uitgang van die tuin van Eden veroorsaak het. Eden het die toegang tot God se teenwoordigheid, daardie swaard het die teenwoordigheid aan God toe vernietig. En toe word daar 'n ander vuur gestig op Golgotha. Ons onthou, daar was aardbewings en vuur, die klanke daarvan, en die voorhangsel skeur. En Jesus sê, nou is die pad oop na God toe. Nie meer 'n swaard nie, nie meer 'n muur nie, geen afstand meer nie. Jesus vernietig die laaste vyand, die dood. Dikwels as vuur word vuur gebruik om oordeel en dood te simboliseer, die laaste vyand. En dan kom Paulus en hy sê, die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Christus vat dit op hom. Hy word vasgespijker, hy daal ter helle neer, hy staan op uit die vuur, om vir my en vir jou te kon sê, glo jy nou? Die een wat in Daniël 3 lyk soos 'n seun van die gode of die hemelwesens, is die seun van God, wat die vuur van die dood oorwin het. Wat beteken dit vir ons vandag? Ek dink God vra van ons 'n stukkie lojaliteit, gepaard gaande met toewyding. Hy vra van ons om staande te bly as die wêreld sê, buig. Nie omdat God bedreig word nie, nie omdat hy onseker is nie, maar omdat hy God is, wat ons nie alleen sal los nie. Hy is in die kombuis, in dit wat ons eet en wat ons drink. Hy is aan die nagmaaltafel, wanneer ons hier kom, met die brood en die wyn. Hy is in die vuur, in die groot beproewings waarin ek en jy kan beland. Of dit nou siekte of nood of finansies is, dit maak nie saak nie. In die grootste nood, in die grootste beproewings is God daar. Hy is in die graf, wanneer ons die doodsengel in die oë moet staar. Maar hy is ook daar, wanneer hy vir ons ontvang, by die poort van die hemel en sê, welkom, goeie en getroue diensknegt. Want hy is die opstanding, die herskepping wat kom. En daarom kan ek en jy vandag sê, Here, ek wil lojaal wees. Maar as my lojaliteit nie gepaard gaan met toewyding nie, dan beteken my lojaliteit niks. En dis die boodskap vir ons almal. Wanneer ons God lojaliteit gee, gee hy sy teenwoordigheid. Wanneer ons toewyding gee, gee hy ons sy bystand en lewe. Wanneer ons staande bly, staan hy langs ons. En wanneer ons in die vuur ingaan, is hy saam met ons daar. En wanneer ons uiteindelik die dood in die oë moet kyk, dan kan ons weet,
Die deur is klaar oopgemaak. Dit is maar die deur na God toe. En so word ek en jy geroep om te leef as mense wat nuut geskep is. Selfs binne die vure van Babel, binne die omstandighede in ons land, binne die krisisse in Gaza, Amerika of waar ook al. Die teenwoordigheid van Christus vra van my en jou. Bly loyaal en toegewyd. Amen. Dankie dat ons by U, Here Jesus, kan leer wat dit beteken om loyaal en toegewyd te wees. U het net soos daardie 3 vriende nie 'n oomblik gehuiwer toe U aan die kruis vasgeslaan moes word nie. Ja, toe U skares engele kon roep om U tot hulp te kom, het U gekies om by ons te bly, om tussen ons as sondaars te kom hang, en dan vir ons te kan sê, kies, want julle het die vermoë om te kan kies tussen goed en kwaad. Here, maak ons soos die rower wat gesê het, Here, dink aan my. Ons wil nie net aan U dink nie, ons wil U volg met toewyding en loyaliteit. Of dit nou is in wat ons eet en drink, en of dit nou is in die groot besluite wat ons moet neem in die lewe. Bly by ons, Here, sodat ons kan weet wanneer ons reg kies. Vra dit in die naam van Jesus wat die Here is. Amen.